Die volgende metafoor vir die Heilige Gees is water. Nou, ons weet tog dat water lewe bring. Dit reinig, dit verkoop. En ons weet ook dat sonder water kan niks werklik groei of oorleef nie. En dit is presies hoe die Bybel dan ook die Gees se rol in die mens se gees beskryf. Soos water les die Gees 'n mens se dors, hy maak die hart skoon en hy gee nuwe lewe. In Johannes 7 vers 38, 39 sien ek, met die een wat in my glo, sê die Here Jesus, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. En Johannes het hier vir ons iets bygevoeg in vers 39, net om te verduidelik wat hierdie strome lewende water wat uit 'n mens se binneste kan vloei beteken. Hy sê hiermee het hy, dit is Jesus, na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. Hierdie stroom van lewende water sou die gelowiges se deel wees. Hy gaan verder, hy sê die Gees was op daardie stadium nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Dit was na Christus se verheerliking wat hy hierdie belofte van die uitstorting van hierdie strome van lewende water kragtig bevestig het. Ons lees ook in Titus 3 vers 5. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Hoe het hy dit gedoen? Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas. Hier kom ons weer by water en seepwerk, né? En deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Hierdie nuwe lewe is nie iets wat jy eendag kry as jy die Here aanneem nie. Ja, jy kry dit dan, maar dit is nie al wat jy kry nie. Jy kry elke dag nuwe lewe. Jy kry elke dag 'n nuwe openbaring. Hierdie strome van lewende water vloei elke dag deur jou. Kom ons erken dit. Kom ons waardeer dit en ons laat toe dat die Heilige Gees in volle krag en heerlikheid deur ons werk soos 'n stroom lewende, kosbare water. Loop mooi.